Hallo julle almal op die mistige sondag hier by ons. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. Ek wil gou my storie, so 'n story time vir julle. En dis ook niet om die vrouens buite om te maak, né, van hey, Rera, waar ek het 'n eye-opener, 'n rude awakening gekry. En ek wil graag my storie met julle deel. Ek het mos vir julle gesê ek het laas gaan mos vir die mammogram, né? Alles was so right, my borste is fyn en ja. En na die mammogram en toe gaan ek vir 'n pap smeer. En die vir die pap smeer gegaan hier af by die dokter en die pap smeer gekry die results. Die results het toe die dokter het vir my laat weet om in te kom en die results het gewys dat daar abnormal cells op my cervix is en sy gaan vir my boek vir 'n colposcopy by Dr. Locke by West Coast private hospitaal, ja. En ja, nou 'n mens se brein sal loop on jou uit as jy hoor van abnormal cells en goed. Toe vra ek vir die dokter wat het ek kanker? Toe sê sy vir my nee, ek het nie kanker nie. Ek het nie kanker nie, maar dit kan dalk voorkankerselle wees of dit kan miskien 'n infeksie wees, dit kan enige iets wees wat ek moet gaan vir die colposcopy. Ek het toe gegaan na Dr. Locke toe, baie goeie gynae hier by West Coast Life Private Hospital, na hom toe. Hy het vir my ondersoek en die en gesê dat die selle wat gevind gewees het, hulle kan nie presies sê, die pap smeer kan nie presies sê wat se tipe selle dit is, of dit voorkanker, of dit infeksie of nog ander paar goede is nie. Alhoewel hoe ons verseker gaan weet wat dit is, as ek nou die colposcopy gedoen gaan kry. En die colposcopy is wanneer die dokter, ne, hy vat 'n dieper kyk into your cervix, ja. As hom dus die dokter vat 'n vergrootglas, ne, dan kyk hy reg diep daar in jou cervix en wat is die abnormal cells? Ja, julle, en toe sê hy, as dit nou voorkankerselle is, en dan gaan hy 'n leads doen, en dan gaan hy selle wegbrand, en dan hoef jy nooit weer daaroor te worry nie. Dis om te sê as dit kan iets anders wees. En toe as my procedure was verlede weekend Dinsdag, ja, toe gaan ek West Coast toe vir die colposcopy procedure. Ek het daar gekom, die oggend uit 'n klok by die hospitaal, pas 7 daar gekom. Die twee nurses het my ingeboek, bloed getrek, bloeddruk gecheck, alles vra en questions en dinge, en toe hulle en moes nou jou weight gevra en gepeet, omdat hulle my pee kan toets, allemaal die dinge. En die anesthesiologist toe gekom om vir my te vra, het ek enige chronic illnesses, was ek al aan die slaap gemaak al, ek was al aan die slaap gemaak al, maar die is my naald agter in jou rug, want jy moes nou seizures kry, ja, maar ek was nog nie aan die slaap gemaak met verdowingsmiddel en die nie, so het was my eerste keer gewees, en sê dokter, mevrou is jonk en gezond, anyway, toe kom het moes nog so dat hulle het moes nog allemaal die check-up gedoen en wat even my uitgecheck en so, en toe kom die sister weer daarna, sy sê toe my procedures vir 10 o'clock geboek, om in te gaan theater toe. Dr. Locke het toe gekom na my toe, die dokter wat nou die procedure gaan doen, hy het gekom na my toe, en explain wat gaan doen gaan word. Die anesthesiologist, Dr. Wimpy, hy het ook na my toe gekom, questions en dinge, die nurses allemaal so nice daar by die hospitaal, alles. Die nurse het vir my die aircon aangesit, want het was baie koud in die hospitaal, vir hy sê, jy moet die aircon aansit, want het is baie koud, en hulle boek ons in toe by die maternity kante, die wat procedures gedoen gaan word, ons was 4 vrouwmense, ek was die eerste ene wat die procedure gedoen gaan word, en toe ek terugkom, wat my procedure klas, wat ek terugkom in die saal en wat ek gewees het, toe sê ek reeds 3 ander vrouwmense wat ook procedures gaan doen word, weet die wat anyway, ja, en toe kom die dokter toe,
hierdie nurse kon na my toe, sy sê dokter het gesê sy moet nou net kyk of my hart okay is. Maar sy het gedink dit is nodig om my hart te checkie want ek lyk gesond en maar sy gaan dit nou nie doen want sy moet dit mos nou doen. Hulle het vir haar gesê mos nou sy moet dit doen. Nou checkie vrou my hart, sy sit hy hartkleppe goed aan en hy lang drade en goed. Ek sê wat goed lyk hom ernstig. Sy sê nee, is nie so 'n ernstige saakie. As maar nou net as mos nou net praat van die voorsorgmaatreëls wat hulle tref. Hulle moet kyk of my hart fyn is vir die anesthesia, mos nou wat hulle my onder gaan sit en daai. En sê ek ja, mens dink aan sulke goedinne tot en met jy dit op eendag oorkom. My nerves is klaar, julle, maar weet julle wat nou? Van die dag wat die dokter vir my gesê het ek moet gaan vir die kolkoskopie, né? Ek het dit in die Here se hande gesit. Mense, ek het vir die Here gesê, "Apati, ek gaan myself uitstressie. As ek weet we serve a miracle working God." Ek het gesê, Here, ek sal dit in U hande laat, U wil geskied. Ek het my vertroue was so klein, is nog steeds so klein, so ek sit vir die Here gesê, I give it all to you. Hoekom moet ek nog stres as ek weet? My God is so sterk, so groot en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Ja, ek gaan myself siek maak en worry en stres en dinge wat buite my kontrol is. Ja, julle, en toe klaar die hart gecheck, die hart is so fyn en toe sorry vir dit julle, het is nou 'n bietjie lang video, maar ek wil baie graag het share met julle man. Ja, my hart is okay en toe sê paas teen sy kante en toe hulle gee vir jou, ek moes jou hospitaal jou na met so 'n snaakse panty, die panty maak net so 'n babbel. As jy moet panty aantrek as in gaan theater toe. Dit moes nou jou net voor jou kop, ja. Ek is 'n ernstige pasiënt gewees. Ek dink, kyk die kolkoskopie is so 'n regte ernstige operasie wat jy nou Alexis is 'n groot operasie wat nog gaan plaasvind. My nerves is so klaar. Is net menslik om te stres, you know? Om my nou mense, hulle sal dit verstaan. En hulle toe kom die susters, die dokter gesê toe, hulle kan maar vir my nou keers tot theater toe. Maar ek nastig het twee susters, die twee nurses aan in die room, kan die kamer wat nou heel vir my so gehelp het met die en die. Kom met jou, jy gaan nou in en die en die en haast toe hulle vir my theater toe. Ja, toe ek toe by die theater gekom en toe soos hulle vir my in so theater toe. Die klomp nurses, die dokters om my, ek dink as die aan so saak. Anyway, ek leer daar my nerves, my hart gaat net so. Ek kan nou nooit geopereer in my leven, behalve nou as ek toe ek bitter gee die Caesars, maar my Caesars is so ernstig gesaak, soos die kolkoskopie nie. Julle moet gaan Google, wat is 'n kolkoskopie, dames, gaan vir julle pap smears en julle mammogramme en goede, is baie belangrik. Vroumense, julle sal nooit verstaan nie, hoe belangrik is dit om te gaan vir 'n pap smear nie, vir jou jaarlikse pap smear of 'n pap smear elke 3 jaar of so nie. Julle weet nie wat sit daar binne in julle homs en julle cervix se fasie. 'n Mens weet nooit van kanker is 'n silent killer. Jy sal nooit weet jy het die sickness die cancer, unless jy gaan vir 'n kolkoskop, vir jou pap smear nie. You will never know it. Die tyd wanneer jy gaan jy ook maar waar hy jy sal stage 4 en stage 3 goed, jy het nooit geweet jy siek. Dit het gebeur mense met al twee my niggies. Nog eens 'n maand gelede net my een niggie afgesterf van longkanker. Verlede week toe sterf my ander niggie af van bloedkanker. Mense en hulle het eers geweet, hulle was siek, is so seer saak vir ons familie, you will never know. Maar ek wou ook my saak vandag klaar praat, want ek sien my tyd is amper om. Ek het toe gegaan vir die kolkoskopie, was gedoen gewees, die results het, toe my 3 dae terug, donderdag, verlede week donderdag teruggekom, die results het gesê, het was voorkankerselle, maar dokter het het verwyder, so ek moet my afgebrand, hy het 'n leads gedoen, hy het afgebrand, hy selle wat daar gewees het, wat daar abnormal gewees het, hy afgebrand. Dokter sê het die selle afgebrand, so ek moet nog niet elke jaar gaan vir my jaarlikse pap smear. Hoe mense,
dames gaan vir julle pap smeere, gaan vir julle mammogramme is baie belangrik. Dit kan julle liewe save op die einde van die